Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by vandag se episode. Ons gesels vandag met Marinke Vermaak oor 'n onderwerp wat vir baie ouers in die VOO-fase 'n bron van onsekerheid is. Die IEB se slaagvereistes. Marinke, dankie vir jou tyd en dat jy weer by ons aangesluit het. Ek sien uit om lekker met jou te gesels oor hierdie belangrike onderwerp. Ag, dankie Minjonet, dit is altyd lekker om met jou te gesels. Goed, ek gaan sommer met ons eerste vraag begin. So, wat beteken slaagvereistes en hoekom moet 'n leerder daaraan voldoen? So, slaagvereistes is minimum vereistes wat 'n leerder moet bereik om amptelik na die volgende graad te vorder. Dit word deur die onderwysdepartement of 'n eksaminerende liggaam, soos die IEB, vasgestel. 'n Leerder moet aan die slaagvereistes voldoen omdat dit aandui of daardie leerder oor die nodige kennis en vaardighede beskik om die volgende graad se akademiese uitdagings suksesvol te kan hanteer. Hierdie vereistes verseker dat alle leerders op 'n billike en konsekwente manier geassesseer word en dat hulle 'n stewige grondslag het waarop hulle toekomstige leer kan bou. Wanneer 'n leerder sonder hierdie basiese begripsvlak vorder, kan dit tot groot agterstande en verhoogde stres in die hoër grade lei. So dis Minjonet, die slaagvereistes dien as 'n beskerming vir die leerder se langtermyn akademiese sukses. Dit klink vir my asof jou slaagvereistes van graad 10, begin graad 10, taamlik 'n belangrike rol speel en ouers moet daartoe op let. Ek dink baie keer is dit maar 'n onderwerp wat half, omdat ons in graad 4 tot 9 nie juis formele toetse en eksamens skryf nie, is dit 'n onderwerp wat partykeer maar in jou agterkop gaan lê en jy vergeet bietjie daarvan. Maar dan wil ek ook vir jou vra, nou wat behels die IEB se slaagvereistes vir graad 10 tot 12? Goed, so 'n leerder moet Afrikaans bo 40% hê omdat dit die huistaal is. 2 ander vakke bo 40%, 3 ander vakke bo 30% en 'n leerder kan nog steeds slaag as daar een vak onder 30% is. Nou hierdie punte word bepaal deur jaarpunte wat deurlopend bereken word en dit word saamgestel deur assessering soos die toetse, Junie-eksamen, ander opdragte wat 'n leerder deur die jaar voltooi. Ouers moet net in gedagte hou dat elke vak se assesserings verskillende gewigswaardes dra. Dit word ook bepaal deur die IEB en nie ons as Mos nie. Daarom is dit so belangrik dat leerders deur die akademiese jaar alle assesserings voltooi. Marinke, jy het nou eintlik my volgende vraag ook beantwoord, want my volgende vraag was hoe word die IEB slaagvereistes bepaal en hoe word die jaarpunte saamgestel? So baie dankie vir dit. Ek waardeer dit. As daar enige uitbreiding is op dit wat jy kan gee, as jy meer as welkom. Anders gaan ons aan na die volgende vraag toe as jy gemaklik is. Ja, ek wil net byvoeg dat hierdie slaagvereistes is presies dieselfde vir graad 10 tot graad 12. Dit is ook die vereistes vir 'n leerder om hulle nasionale senior sertifikaat, die matrieksertifikaat, te behaal aan die einde van graad 12. Goed, baie dankie. Ek wil graag net ook by jou weet, want ek dink baie ouers vra die vraag. Ek sit met my graad 4 tot 6 wat die CAPS kurrikulum voltooi en by ons voltooi hulle graad 4 tot 9 die CAPS kurrikulum en daarna gaan hulle dan oor na IEB toe. Nou, is daar 'n verskil? Ek kry baie die vraag. Is daar 'n verskil tussen die CAPS kurrikulum en die IEB se slaagvereistes in die VOO-fase? Nee, soos ek reeds verduidelik het, daar is geen verskil nie.
Die IEB en die kapslaagvereistes is presies dieselfde. By MOS skryf ons die IEB eksamen en daarom volg ons net van graad 10 tot graad 12 die assesseringsriglyne van die IEB, maar die slaagvereistes is dieselfde as Capsin. Ek dink dit beantwoord vir baie ouers 'n vraag wat al gevra is. Dankie Marinke. Ek wil gou volgende gesels oor vakveranderinge. So, kan jou kind dan 'n vak verander om te kan slaag? En tot wanneer kan hulle dan vakke verander? Tot wanneer word dit toegelaat? So vakveranderinge kan gemaak word tot in graad 10 tot in September. So ons gebruik dikwels die Junie eksamen om dan te bepaal kom 'n leerder reg met die vak. Ons sal ook dan vakaanbevelings maak en dan vir graad 11 is dit net tot na Junie. Dan sny ons hulle af omdat leerders dan ook moet voorberei vir graad 12 en dan as jy te laat 'n Natuurlijk. vakverandering aanbring, het dit dalk 'n bietjie van 'n agterstand. So dis in graad 12 is daar geen vakveranderinge nie omdat die leerders reeds aan die begin van graad 12 by die IEB geregistreer word vir hulle eindeksamen. Dis baie goed om te weet. Ek dink daar's baie keer jy as 'n ouer wil natuurlik die beste vir jou kind hê. So as dit tot op daai punt kom wat jy 'n vak moet verander, sodat jou kind kan slaag, dan sal jy natuurlik dit wil kan doen, maar dis belangrik dat hulle die agtergrond van hierdie besluit in ag neem voordat hulle dit neem. Ja, men jy net skies ek wil daarop maar- byvoeg dat ouers moet asseblief die leerbestuurder kontak. Moenie dat jou kind vasbrand met 'n vak en jy sien hulle kom nie reg nie. Kontak die leerbestuurder, ons ontmoet en ons gesels en ons maak aanbevelings wat die beste vir jou kind se toekoms is. Dis baie goeie advies. Ons leerbestuurders is tog daar om te ondersteun en te help. Ja. My volgende vraag is, Marinke, hoe kan ouers dan nou betyds ingryp wanneer dit lyk asof hulle kind moontlik nou nie hierdie IEB slaagvereistes gaan haal nie? Behalwe dat hulle nou ons as leerbestuurders kan kontak, wat kan hulle verder doen? Okay, so die punte van die assesserings is deurlopend beskikbaar in die vorderingsoorsit. Vir die ouers wat nie seker is nie, die vorderingsoorsit is in die MOS leerstelsel, so jy as ouer het op jou ouer profiel toegang daartoe. So ek wil daarom 'n ernstige beroep op ouers doen om deurlopend jou kind se punte dop te hou. Dit is belangrik dat die ouers ingelig is en dan as daar enige onsekerheid of bekommernis is, om dadelik met die leerbestuurder in kontak te kom. Moenie eers aan die einde van die jaar na jou kind se punte kyk nie. Deurlopend, elke maand kan jy loer, wat het my kind nou gedoen? Is daar iets wat hy of sy mee vasbrand? Kom ons gryp vroegtydig in. Ek dink om vroegtydig in te gryp is baie belangrik. Dit gaan elke kind help. Marinke, my volgende vraag aan jou is daar spesifieke vereistes per vak om te slaag? Net Afrikaans moet 'n punt van 40% of hoër hê om te slaag. Daar is geen ander spesifieke vakvereistes om te slaag nie. Ek wil wel net noem dat indien 'n leerder aan die einde van graad 10 of graad 11 nie 40% vir wiskunde of fisiese wetenskap het nie, dit nie die leerder se slaag sal beïnvloed nie, maar ons gaan 'n aanbeveling maak dat daar 'n vakverandering gaan moet plaasvind. En dan op universiteit kan kinders vakke her. Dit natuurlik, jy kan dit gaan skryf as jy dit nou nie die eerste slag deurgekom het nie. Nou kan jou kind by ons ook 'n vak her? Nee, ongelukkig nie. In graad 10 en graad 11 is daar geen hereksamens na die eindeksamen nie. Wel in graad 12 kan 'n leerder as hulle 'n vak wil her in Mei maand van die volgende jaar 'n vak her, maar nie soos ek gesê het vir 10 en 11 nie. Leerders kry wel die geleentheid met portefeulje opdragte om 'n verbetering te kan aanbring aan 'n punt. So ek wil hulle daarom aanmoedig om daardie geleenthede te gebruik. Dankie Marinke, ek waardeer jou tyd en ek waardeer dat jy met ons hierdie waardevolle inligting gedeel het. Ek glo dit gaan ouers bemagtig
en ook net Ja. help om hulle roete te bepaal vir hulle kind om die regte roete te kan stap. Dankie Minjanet.